Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Markus 8 vers 27 tot 33. Kom ons lees saam. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorp van Caesarea Philippi. En op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom: U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. En toe het hulle begin leer dat die Seun van die Mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. Hierdie is nie net 'n historiese gesprek nie. Dis 'n vraag wat elkeen van ons moet beantwoord. Wat ons oor Jesus glo, is nie net 'n intellektuele oefening nie, maar 'n realiteit wat ons lewens verander. Ons geloof is nie net 'n privaat opinie nie. Dit het werklike implikasies vir hoe ons leef. Iemand het eendag gesê: Dit is nie genoeg om net te sê jy glo in Jesus nie. Die ware vraag is: leef jy asof hy regtig die Christus is? Die disippels antwoord dat mense verskillende idees oor Jesus het. Sommige dink hy is Johannes die Doper, ander Elia en ander 'n profeet. Hulle besef hy is spesiaal. Hulle het dit beleef in die 3 jaar wat hulle saam met hom is. Hy is spesiaal, maar hulle mis steeds die kern van wie hy werklik is. In die 3 jaar kon hulle nog nie snap wat hy gaan doen en wie hy eintlik is en wat hy eintlik voorgekom het nie. Is dit nie so dat ons dikwels Jesus inpas by wat vir ons gemaklik is nie? Mense sien hom hier reg rondom ons, sien hom as 'n morele gids, 'n troostvolle teenwoordigheid of 'n figuur uit die verlede. Maar as ons Jesus net sien as iemand wat ons lewe moet verbeter, dan mis ons sy ware identiteit en sy ware uitnodiging. As ons glo hy's net 'n inspirasie, gaan ons net na hom toe draai wanneer ons hom nodig het. Maar as ons glo hy is die Christus, die Seun van God, dan vra dit 'n volledige oorgawe. En in Petrus se antwoord: U is die Christus, besef hy dit nie. Hy sê U is die Christus met sy eie denkpatroon, met sy eie persepsies, met sy eie idees. En dan bestraf Jesus hom en sê: Jy dink nie soos wat ek dink nie. Jy dink nie soos wat God hieroor dink nie. Jy dink soos die van die mense. Miskien sê hy vir hom: Dit wat jy sê, ander mense sê, jy's maar net so. Jy sê dieselfde, net op 'n ander manier. En hierdie vraag raak persoonlik. Wie sê julle is ek? Dis nie meer oor ander se menings nie, dis oor jou eie geloof. En wanneer Petrus antwoord: U is die Christus, dan is hierdie 'n groot belydenis. Maar skiet kort. Daarna sien ons dat sy begrip van Jesus nog beperk is. Wanneer Jesus oor sy lyding en sy dood begin praat, stryd Petrus met hom. Hy het 'n prentjie. En daai prentjie kan amper nie geskei word nie. 'n Prentjie van 'n oorwinnende Messias, nie 'n lydende een nie. Ek weet nie van hierdie wêreld nie, maar meestal mense in hierdie wêreld soek 'n leier wat regeer met mag. Nie met lyding nie. Nie wat kom as 'n dienende leier nie, maar as 'n leier wat standpunt inneem, 'n leier wat oorheers en 'n leier wat autoriteit het. En vir Christus, vir Jesus, lyk dit anders as vir die mens. Ons prentjie van God bepaal ons met geloof in hom omgaan. Dalk 'n paar vrae wat jy oor kan nadink. Beïnvloed my geloof my daaglikse keuses? Want dit is wat dit moet wees. As Jesus werklik die Christus is, behoort dit met my besluite oor my werk, my verhoudinge en my tyd te verander.
Nog een, beïnvloed my geloof hoe ek ander mense hanteer. As Jesus die Here is, dan roep hy my om sy liefde en genade aan ander te wys. Ek dink terug aan die gedeelte van hierdie week waar Jesus vir Pilatus vra, sê dit jou uit jou eie of het jy dit by ander gehoor? En baie keer werk ons so met mense ook. Ons kan dit deurtrek na ons prentjies van mense. Hanteer ons mense op grond van wat ons het van hulle gehoor het, of hanteer ons mense op grond van ons eie belewenis van hulle? Dit beïnvloed my verhouding met ander, my prentjie van God. En leef ek asof Jesus regtig regeer. Ware geloof beteken nie dat ons net in Jesus glo nie, maar dat ons hom vertrou met ons lewens. Dit beteken dat ek hom volg, selfs wanneer dit moeilik is. Jesus se vraag bly steeds staan. Wie sê jy is ek? En dis nie net 'n vraag vir Sondae nie. Dis 'n vraag wat elke dag in ons lewens sigbaar moet wees. Elke besluit wat ons maak, elke situasie wat ons ingaan, en elke verhouding wat ons is, wat ons inleef. Wie sê jy is ek binne in hierdie konteks? Is Jesus vir jou net 'n inspirasie? Of is hy jou Here? Is hy net 'n idee of die middelpunt van jou lewe? Vertrou jy hom genoeg om jou lewe volledig aan hom oor te gee? Ek los jou met dit. Mag ons met ons woorde en ons dade antwoord. Jesus, U is die Christus. En ek gee my lewe oor aan U. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om saam met U op reis te wees met hierdie lewe. Ons bid daar waar ons verwronge beelde het van wie U is, wie ander is, wat hierdie lewe oorgaan, dat U vir ons helderheid sal gee, dat U vir ons insig sal gee, geopende oë, sodat ons kan sien wat dit is wat U wil hê ons moet sien en vanuit moet lewe. Bid dit in die naam van Jesus. Amen. Here help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Die ware beeld van God. Die ware beeld van God. Here help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Die ware